Julle was net nou so baie, waar is die res nou? Is julle nou skaam? Julle toe nie vorentoe kom nie. Gaan julle van daar af mooi sien. OK. Julle hoef niks te sê nie, ek beloof. OK. Julle, so ons gaan vandag bietjie saam praat oor wat borrel uit. OK. En ons gaan bietjie praat oor wat binne jou is. OK. So ek gaan eers vir ons 'n eksperiment doen, maar ek wil net eers by julle hoor. Nee, my vrou net ook genoeg kans gee daar agter. As ek daai julle gaan vir my 'n bietjie kom staan vir my sommer hierso, dan kan julle mooier sien want julle gaan nie mooi sien daar nie. Kom hierso, kom staan hierso. Ek het hierdie skuif. So wat dink julle gaan gebeur as ek hierdie goed hier ingooi? Wat dink jy, Rian? Jy dink baie hard. Weet jy nie? Nee, ek dink ek gaan net so 'n bietjie. Ek dink ek gaan net tot daar vol word omtrent. Marley, wat sê jy? Ek sien jy skud jou kop. Jy sê jy weet nie. Nou hoekom sê jy nee? Mag ek nie reg wees nie? OK. Wat sê julle? Wat dink julle? Richard? Ja, ek sien jy vermy my oë, nou vra ek jou juis. Ken jou? Gaan dit in die lug inskiet? Jessie, ek dink die kerkraad gaan baie kwaad wees as dit gebeur. Maar is nie ver verkeerd nie. So kom ons kyk bietjie. Dit gaan 'n chemiese reaksie maak. Nou hoop ek dit werk. Oepsie. Moenie bekommer nie, hier is 'n swart sakkie onder. Nou het ek moeilikheid gemaak vir myself. So wat het gebeur? Hierso, vat vir jou 'n bietjie. Ja, dis warm, voel bietjie, dis warm. Wat sê jy? Dis seep. Dis regtig, is net seep, Richard, jy hoef nie bang te wees, jy wil nie voel. Voel julle, hy's bietjie warm. Kom voel hierso. Is daarom net seep. Voel julle, dis warm. Julle moet nou nie julle hande te mekaar maak, julle ouers gaan vir my baie kwaad wees. OK. OK, kom ons gaan sit gou weer daar op die banke julle. Kom ons sit daar op die banke. Oepsie, dankie. Dankie my vrou, jy is 'n redder en 'n half. Kan ek nog eenetjie kry? Julle, so het julle gevoel dis warm? Het julle nie gevoel dis warm nie? Julle jok vir my, julle twee dae. Ek kyk vir julle, ek weet jy jok vir my. Kyk hoe lag jy, ja ek sien jou Marley. Gee maar vir elkeen ook een. Julle gaan nou saam met Tannie Lizet uitgaan, so julle gaan nou julle hande kan was, moenie worry nie. Maar het julle gevoel? Dit is iets wat uitborrel, né? Maar is nie koud nie, ja, dat het jy nou net gesê, ek het jy gehoor. Julle? So net soos wat ons nou daar ietsie in mekaar ingegooi het en ietsie uitgeborrel het julle geweet dat die Bybel sê die liefde van God en die woord van God hier binne ons borrel. Hier binne ons. Net soos wat dit nou daar gebeur het. So borrel dit hier binne ons. Maar jy moet luister, kwaad jou. En so moet ons onthou, dis hier binne ons. En dit is wat moet uitborrel. Dit is wat moet gebeur, want God se liefde is so warm hier binne ons, dat wanneer dit uitkom, dan maak dit ander mense warm. Dit maak julle hande warm. OK, en dit is wat ons moet onthou vandag. Die liefde van God, die woord van God, moet uit ons uitborrel. Richard, wat sê jy? Het jy dit? OK, so het julle dit? Jy het nie geluister dan nie. Wat jou? Gaan jy nie 'n beurt gee om te sing in die kerk as jy nie luister nie. OK. So die liefde van God wat hier binne in ons harte is, dit kom en dit borrel uit ons uit. En dit is warm. Dit is warm en dit maak ons harte vol en dit is ook vir ander mense kan dan hitte gee. OK. So het julle dit. Wat is in ons harte? Borrels. Ja, daar is borrels. OK, maar wat maak die borrels? Jesus se liefde. So Jesus se liefde is hier in ons harte
En dit maak borrels, en dit is wat moet uitborrel uit ons uit. Okay, so elkeen van julle moet so lyk. Okay, julle moet uitborrel, God se liefde uitborrel. Okay, ja, net so, net so. Okay, so wat is in jou hart? Sê gou weer vir my. Liefde, wie se liefde? Jesus se liefde. En wat moet julle daarmee doen? Ons moet dit uitborrel. Okay, het julle dit? Ja. Okay, Lizet, ek weet nie waar is jy nie, daar is jy. Laat hulle dalk net hande was vir die tyd. So julle kan vir my hierso gaan staan, hier sit aan die Lizet, gaan julle nou kom kry. Wanneer gaan jy hier voorkom sing? Wanneer jy luister wat ek sê. Dankie julle. Kom, ek maak net so. So. Julle, so dit is ook waar ons bietjie vandag gaan gesels. Is wat borrel uit? Wat kom uit jou uit? Is dit op die einde van die dag gaan ek die vraag vra, is dit God se liefde? Is dit God se woord? Of is dit die eie ek wat bietjie uitborrel? En ons gaan saam lees uit Jeremia 20 vers 7 tot 13. So as jy dit dalk so lank al in jou Bybel wil oopmaak, Jeremia 20 vers 7 tot 13. En julle sal sien, is eintlik ek wil eintlik of sê 'n skokkende gedeelte. Want ons gaan dit nou lees, maar Jeremia begin en hy sê, U het my mislei. Hy sê vir God, jy het my mislei. Wat gaan aan? En ons gaan 'n bietjie saam praat oor die druk wat daar is in hierdie wêreld van vandag. So ons gaan saam lees, as jy dit nog nie onthou het nie, Jeremia 20 vers 7 tot 13. Net so voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here God, dankie vir die onskuld van 'n kind, Here. Dankie dat ons kan saam lag en saam kyk hoe U ook teenwoordig is in hierdie kinders se lewe en hoe U ook U woord vestig in hulle harte, U liefde vestig in hulle harte en dat dit kan uitborrel, seker die beste van alle mense, Here, en kinders. Ons sê vir U dankie daarvoor. Here, hier waar ons uit die woord uit gaan lees, binnekort wil ons vra dat U asseblief die woord vir ons sal kom oopbreek. Kom breek die woord vir ons oop, sodat dit juis kan borrel in ons harte, sodat ons U liefde kan ervaar en kan besef dat U by ons is. Laat die borrel prit, U liefde prit hier in ons harte, Here. Kom breek die woord oop, sodat ons kan hoor wat U vandag vir ons wil kom sê. Ons loof U en prys U naam. Amen. Ek sien nou, ek het my notas verkeerd om, maar daar is dit nou. Okay, maak nie saak nie. Julle so, ek gaan vir ons lees Jeremia 20 vers 7 tot 13. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U het my oorweldig, U het die oorhand gekry. Ek word uitgelag die hele dag. Almal dryf die spot met my. Want telkens wanneer ek praat, moet ek dit uitskreeu. Geweld en verdrukking roep ek uit. Ja, die woord van die Here het vir my tot bespotting en hoon geword die hele dag lank. Ek het al gesê, ek sal aan hom nie dink nie meer in sy naam iets sê nie. Maar dan word dit in my hart soos 'n vuur wat brand, vasgevang in my gebeente. Dit het my moeg gemaak om dit binne te hou, maar ek kon nie meer nie. Ja, ek het dit die geskimp van baie gehoor, verskrikking aan alle kante. Neem kennis, ons sal dit bekend maak. Al my sogenaamde vriende verwag my val. Miskien kan hy mislei word, sodat ons die oorhand oor hom kan kry en ons op hom kan wreek. Maar die Here is by my, soos 'n vreesingjaende krygsheld. Daarom sal my vervolgers tot 'n val kom. Hulle sal nie die oorhand kry nie. Hulle sal geheel en al beskaamd staan, want hulle sal nie slaag nie. 'n Ewige vernedering wat nie vergeet sal word nie. Here, heerser oor alle magte, U wat regverdiges toets, wat hart en niere deurskou, laat ek U wraak op hulle sien, want aan U het ek my regsaak toevertrou. Sing vir die Here, loof die Here, want hy het die lewe van 'n behoeftige gered uit die hand van boosdoeners. Ons gaan saam lees, net tot hierso. Net vir interessantheid, ek noem dit nie deur die preek nie, maar net om iets te let. Julle sal sien hulle praat van die hart en die niere. Nou die interessante ding is, die Hebreëus sê eintlik die maag en die niere. En dit is net om te verduidelik hoe die mense daai tyd gedink het, is die maag was die plek gewees waaruit jy dinge doen, en die niere was die plek gewees van hoe jy dinge dink. So in ons vertaling, as ons nou die boodskap probeer vertaal, julle sal dalk sien, baie van julle vertaling sê dalk,
jou kop en jou hart. So your mind in your heart. Dit is eintlik wat hulle hier sê, jou maag en jou niere. Dis hoe hulle gedink het daaroor. So baie interessant. Maar soos ek sê, ons gaan net tot daar ver lees. En ons het gesien hier, ons kan sien in hierdie gedeelte, dit is 'n gedeelte wat rou is. Hier is 'n gedeelte wat mens kan sien Jeremia is eintlik bietjie ontsteld. Hy weet nie regtig meer wat se kant toe nie. En ons kan sien mens word eintlik as jy hierdie gedeelte lees ten diepste bewus daarvan dat hierdie ou ervaar druk. Hy ervaar druk van die wêreld se kant af, hy ervaar druk van God se kant af, en so is die vraag, wat gebeur wanneer hy onder druk geplaas word? Nou net om so 'n bietjie te verduidelik hoekom hierdie profeet so voel, en hoekom hy in hierdie drukking is, hoekom hy so bedruk, neergedruk eintlik al is moet ons eers 'n bietjie in die konteks ingaan. Want hierdie verhaal speel eintlik af in die tyd van Josia. Of net na Josia, na die koning van Josia. Nou Josia was 'n baie goeie koning gewees in 'n reeks slegte konings. Dit is aan Josia wat die woord, die boekrol van die wet kom voorgelees is. So hierdie is nog, kom ek sê dit net dalk om die prentjie bietjie in te kleer, hierdie is nog lank voor die ballingskap. Nie te lank nie, maar 'n paar jaar voor die ballingskap. Dis en Josia kom dan, hy ontvang 'n boek. Mense sê dit is 'n boek soos Deuteronomium wat God se wet kom uitlees, en dan sê hy, maar weet jy wat, ek gaan nie soos my pa en my oupa maak en net aangaan om nie die wet van God te onderhou nie. Weet jy wat, ek gaan 'n bemoeienis maak met hoe God wil hê ons moet lewe. So ek gaan al hierdie afgoderry wat my oupa en my pa beoefen het, gaan ek tot 'n stilstand bring. Ek gaan altare afbreek, ek gaan nuwe stig tot die Here. So hierdie ou was 'n goeie koning gewees. So dis die eerste gedeelte van Jeremia se, kan ek nou maar sê, bediening waarin hy lewe. Hy het 'n lekker tyd, man, hierdie ou is op die regte pad. Maar ongelukkig in Josia se geval, val die appel redelik ver van die boom af. En in die tyd wat hierdie spesifieke teks wat ons vandag saam gelees het, is dit eintlik sy seun Jojakim wat aanbewind is. Nou Jojakim was, ek wil eintlik sê, sy oupa en oupa grootjie mal 2 gewees. Hy het so ver weggegaan weer van wat sy pa nou uiteindelik gedoen het, en hy het daaruit weer teruggekom en gesê, nee wat, ons gaan weer terug na daai afgoderry toe. Dis lekker man, ons doen net soos wat ons wil. So dis die, kan ek sê, die Judea se konteks waarin dit afspeel. Maar daar's ook 'n groter konteks waarin dit gebeur. 'n Groter, as mens nou die mooi brandterm van vandag gebruik, is dit geopolitical, 'n groter geopolitiese omgewing waarin hierdie als afspeel. Nou net vir interessantheid, dit is waarskynlik rondom die tyd van 605 voor Christus wat hierdie afspeel. En ons kan dit met redelike sekerheid sê, want Babylonië was besig om 'n sterk mag te word. Egipte is die mag wat besig is om te val. En hulle twee het mekaar eintlik maar half, kan ek nou maar sê, te lyf gegaan in 605 voor Christus by een of ander, ek weet nie wat nie, geveg. Maar anyway, dis hoekom dit rondom hierdie tyd is. So jy kry hierdie twee groot wêreldmagte, een wat die groter, sterker, jonger een is, en die ander een wat eintlik besig is om bietjie swakker te word en besig is om af te val. So jy kry Babylonië en jy kry Egipte. Nou kan julle onmiddellik net dink, daar's twee kampe. Veral Judea, want Judea sit hier, of Juda moet ek eintlik sê, nie Judea nie. Juda sit hier in die middel, tussen hierdie twee uiterste wêreldmagte wat besig is om mekaar oor te neem. En nou moet die koning, nou moet Jojakim, nou moet hy besluit, hoor jy, gaan ek vir Egipte ondersteun, of gaan ek vir Babylonië ondersteun? En dan kom Jeremia en hy sê eintlik, weet jy wat, jy mis heeltemal die punt. Het gaan nie oor wie jy ondersteun, jy is nie naby God nie. So wie ook al jy ondersteun, dit gaan nie vir jou goed uitdraai nie. So die probleem is groter as brood net polities. Dit is omdat hulle God nie volg nie, wat Jeremia kom en hy verkondig hierdie, hy is eintlik maar 'n doemprofeet, as ek dit nou so kan sê. Hy sê, weet jy wat, hier gaan vernietiging kom, julle gaan vernietig word, want julle stap nie die pad saam met God nie. Ek sien ek het hom 2 keer op, laat ek dit gou deurskiep. Nou hierdie ou word gedruk van buite en van binne af. Want julle kan nou dink, hierdie doemprofesie wat hy nou het, en hy gaan verkondig dit aan die koning, dan
Die koning sou nie baie in sy skik met hom gewees het nie. Want wat dikwels daai tyd gebeur het, is jy het 'n magtom profete gehad, en almal het net so 'n bietjie heuning om die mond gesmeer. Baie van hulle het net gesê wat jy wil hoor. Maar nie Jeremia nie. Jeremia kom en sê, weet jy wat jy besig is om te doen, gaan jy voorbetaal. Jy gaan boet, voordat jy nie saam met God hierdie pad stap nie. En so, julle kan nou dink, dit was nie baie gewild nie. So word hierdie arme ou gevang, en hy word, mens praat van 'n blok, is die 2020 vertaling se manier hoe hulle dit verwoord. Maar hy word eintlik maar in 'n publieke sel gesit. Die blok is maar 'n sel wat mense kon verbystap en sien, hulle kon nie met 'n klip gooi of 'n ding. So hy word in die tempel se blok gesit deur een van die priesters en gesê, jy's van jou kop af, jy's besig, ons hou nie van wat jy sê nie, dis nie reg nie. So hierdie ou word gedruk van die wêreld se kant af. Die wêreld sê, ons hou nie van wat jy sê nie, bly stil. Hy word letterlik omtrent gemartel. Fisies, emosioneel, hy word uitgejou. Hy sê self in die stuk, weet jy wat, my eie vriende verwag dat ek neer gaan val. So hierdie ou word gedruk van hierdie kant af, van die menslike kant af, om stil te bly. Dan bly hy uiteindelik stil. Hy sê, ek wil nie meer iets sê oor God nie, want dit gaan nie goed met my nie. En dan kom my woord van God. En die teks sê self, dit is soos sy hart is iets wat brand hier binne sy liggaam. Nou ek het dit sommer vervang net om dit bietjie vir die kinders ook vriendeliker te kan maak. Dis iets wat borrel hier binne hom. Daar's iets wat hier kook, iets wat prit. En dis God se woord wat sê, jy kan nie stil bly hieroor nie. Jy moet luister na wat ek sê. God het vir jou iets gegee om te doen, gaan en doen dit. So met ander woorde, hierdie ou kry die druk van buite af en hy kry die druk van binne af, van God af. Hy word gedruk van buite af deur die wêreld en hy word gedruk van binne af deur God. So hierdie ou is letterlik, soos ek sê, hy is uitgejou deur mense en God se woord kom en borrel hom. Hy ervaar hierdie druk. Hy's tussen die duiwel en die diep blou see. Wat maak jy nou? En weet jy wat, dalk voel jy ook vandag bietjie gedruk. Dalk voel jy, weet jy wat, ek word ook gedruk en ek weet nie eintlik eers waar noodwendig hierdie druk vandaan kom nie. Ek weet nie watter kant toe eintlik om te gaan nie. Jy voel dalk die druk kom van binne en van buite af. Dalk voel jy ook so. En ongelukkig is dit die harde realiteit van die wêreld waarin ons is. Die harde realiteit van die wêreld waarin ons is dat ons as mens word gedruk. Die wêreld daar buite soek enige ding om jou van buite af te druk. Die wêreld daar buite soek enige rede om bo op jou te kan trap, om net 'n trappie hoër te kan kom. Dalk voel jy dit vandag, soos ek sê, dalk word jy vandag ten diepste bewus daarvan. Want dit is die realiteit, dit sal gebeur. En so wanneer ons dan nou gedruk word, of dit nou van binne of van buite af is, van God of van die mense af is daar net een vraag wat ons kan vra. Een vraag wat saak maak, want die realiteit is, ek sê dit weer, dit is so dat ons gedruk word. Elkeen van ons wat hier sit sal sê, ons is al gedruk iewers in ons lewe. Die vraag is, as jy gedruk word, wat borrel uit jou uit? Wat borrel uit jou uit? Gaan jy, soos wat ek vroeër gesê het, gaan dit uit jou uitborrel dat jou eie ek kom bietjie na vorentoe, wat vir my die beste is, weet jy wat, ek gaan vloek en skel en te kere gaan, want ek is nou onder druk. En ja, ons almal voel so, dit is absoluut so. So kom jou eie ek na vore, of kom 'n getuienis van God na vore, wanneer jy onder daai druk is. Kom daar iets uit wat sê, weet jy wat, hierdie ou is 'n kind van God, hy stap die pad saam met God. En selfs onder druk, dit beteken nie dat dit gemaklik gaan onder druk nie, hoor my mooi, absoluut alles behalwe. Maar selfs wanneer hierdie ou onder druk is, probeer hy ten minste lief te leef. Hy gaan nie my kop net afbyt vir net somme nie, maar hy gaan bietjie dink wat hy doen. Eenvoudige voorbeeld. En hoor wat ek sê, dit maak dit nie maklik nie. Ek sê nie ons almal moet nou sê, nou is ons happy go lucky, weet jy, hierdie ou het nou net my een wiel gepop, nou gaan ek sommer vir my ander wiel ook gee, gaan die ander wang draai. Dis nie wat ek sê nie, ek sê nie dit word maklik nie. Maar wat ek sê is, wat kom uit jou uit, wanneer dinge moeilik raak?
Dit is die vraag wat ons moet vra. Want die ding is, God druk ons ook soms. God druk ons ook in 'n sekere rigting in. Wanneer ons nie doen, wanneer ons nie luister na wat ons moet doen nie. Wanneer ons nie daai stemmetjie dalk hoor, maar wanneer ons nie luister wat hy sê nie. Dan kom God en hy druk ons ook. En ek het nou die dag met iemand gepraat wat sê, "Jesus, ek was so kwaad geweest in daai oomblik hoe dinge so uitgedraai het." En weet jy wat, toe ek terugkyk, ek kon dit nie anders nie. God druk ons in 'n rigting en baie kere is dit nie wat ons wil hê nie. Baie kere is dit nie wat ons in daai oomblik wil hê nie, want ons dink ons weet die beste. En so druk God ons ook. Hy stoot ons in 'n rigting in. So die wêreld druk ons en God druk ons, maar op die ou einde van die vraag is die belangrikste vraag wat jy moet vra, wat kom uit jou uit? Wat borrel uit jou uit wanneer die druk kom? Wat gebeur dan? Kom daar dan 'n getuienis uit van God se liefde? Of is dit een van daai tye wat mens eintlik maar 'n blinde oog voor wil gooi en sê, daarvan wil ek vergeet. Daai wil ek nie onthou nie. So wat wil ek hê moet jy vandag hoor? Ek wil hê jy moet hoor, ons as mens word gedruk. Dit is menslik. Ons is onder spanning, ons lewe onder druk, ons word van buite af gedruk, ons word van binne af gedruk, ons sit soms druk op onsself, ons word gedruk. Maar die vraag is, wat gaan uitborrel? Jou eie ek, of God se woord? Jy of God? Dit is die vraag wat ons moet vra, wat borrel uit jou uit? Want die ding is, teen mense kan ons nie wen nie. Teen mense kan ons nie wen nie. Nie uit ons eie krag nie. Uit ons eie krag van die wêreld kan ons nie die druk van die wêreld oorwen nie. Maar die ongelooflike ding is, net soos wat ons hier hoor en lees in Jeremia, is dat jy kan ook nie stil bly oor God se woord nie. Want die ding is, saam met God het ons reeds gewen. Saam met God het hy gekom, hy het vir ons aan die kruis gesterf en hy het die druk op hom geneem. Sodat ons, wanneer ons onder druk is, sy liefde kan uitborrel. Toe Christus onder uiterste druk van verwerping, van lyding en selfs die kruis was, het daar nie haat en wraak uitgekom nie, maar daar liefde, vergifnis en deernis uitgekom. Hy sê self aan die kruis, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy sê nie, jy sal brand in die hel nie. Hy sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit, God kom en hy neem hierdie druk op homself, en daarom het ons reeds saam met God gewen. En daarom kan God se woord ook nie eenvoudig stilgemaak word nie, want dit borrel in my en dit borrel in jou. In elke van ons is hierdie borrels. Dit borrel in ons, dis iets wat wil uitkom. Dis daai druk wat wag om uit te kom, om toe te gee, na wat dat hierdie uiteindelik uit ons uitkom. En deur Christus het die wêreld nie die finale sê nie. Deur Christus wat die druk op hom kom neem het, en hierdie borreling van sy liefde in ons harte geplaas het, het die wêreld nie meer die finale sê nie. En die ongelooflike ding is, ons is deel van Christus. Ons het deel aan hom. En daarom kan ons sê, weet jy wat, ja, die druk kom van buite af. Ja, die druk kom van enige plek af. Maar weet jy wat, ons is deel van Christus. En saam met hom het ons reeds gewen. Het ons reeds hierdie druk deurgesien. So mag jy besef dat Christus deur sy lyding en deur sy opstanding die beslissende oorwinning kom haal het. Dat hy die uiterste voorbeeld was van wat uit jou uit moet borrel wanneer dinge druk gaan. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir u kosbare woord, Here. Die woord wat ons vandag hier saam gelees het, wat ons saam gehoor het. Dankie dat ons as gemeenskap van gelowiges mekaar kan verantwoordelik hou, vir mekaar kan sê, maar wat borrel uit jou uit?
Is dit God se liefde wat uit jou uitborrel? Of is dit die eie ek? En ons moet daai selfde vraag moet ons vir ons elkeen vra, Here, moet ons vir onsself ook konstant vra. Dankie dat ons mekaar kan help ook in hierdie tye, wanneer dinge dalk druk gaan en wanneer ons dalk ingee tot hierdie druk, Here. Dankie dat ons mekaar kan bystaan in 'n gemeenskap. Maar dankie ook dat u woord en u liefde en u getuienis iets is wat nie bloot stil gedruk kan word nie. Dat dit iets is wat uit ons uitborrel, Here. Here, u weet, dit is nie altyd maklik nie. Inteendeel, dit is dikwels moeilik, Here. Dit is nie altyd maklik om in daardie omstandighede nou te sê, nou gaan ek God se voorbeeld navolg nie. Maar wil jy nie u Gees stuur om ons te kom lei en om ons te versterk, juis deur daardie oomblikke waar ons val, Here. Dat ons nie sal dink ons is nou 'n absolute niks werd omdat ons nou gefaal het nie, maar dat ons sal besef, u sê dis okay. U genade word steeds aan ons gegee en dat ons net moet aanhou streef om nader aan u te kom, meer soos u te word, Here. Ons bid dit alles in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, Here. Amen. Ek gaan dan nou oorbeweeg na die bevestigingsaspek van die erediens toe. So, verskoon my as ek 'n bietjie dinge meer lees. Dit is, ek moet die formulier lees soos wat hy hier staan. En ek wil net noem, julle sal oplet, ons het vir Philip afgekondig, en Philip gaan nie bevestig word vandag nie. Hy het net gevra, hy wil oorskuif na die volgende geleentheid toe. So, die van julle, daar's niks vreemd wat aangaan nie, hy het maar bloot net gevra, hy gaan nie vandag hier wees nie. Kan ons dit net oorskuif. So, ons gaan die 3 diakens vandag nog steeds bevestig. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde te kom doen. Om sy werk te kom voorsit. Hy het vir sy disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En die ampte is deel van hierdie gawes. Die ampte is deel daarvan hoe ons mense kan bedien, hoe ons mense kan stuur, hoe mense gestuur kan word, en hoe ons liefde kan gaan leef in hierdie gemeenskap. En sy doel hiermee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. Sy doel met die ampte, met diaken, ouderling, leraar, en bloot net jy ook as Christen, is om mense toe te rus om meer en beter dienaars en volgelinge van hom te kan wees. So Marie, Kobus, Frikkie, daar's jy. Besef, dis wat julle plig is vandag. Is om mense toe te rus om nader aan God te kan kom. En uit die Bybel uit is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand wat 'n lewende geloof het, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, iemand wat bekwaam is om te leer en gewillig is om te leer en onderdanig te wees aan die Here. Verder moet 'n amptdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Dit is verskriklike hoë kerktaal. Eintlik al wat hierdie gedeelte sê is, jy moet 'n Christelike lewe lei. Jy moet gaan en jy moet liefde leef. En dit stop nie hier op 'n Sondag na uur nie, dit is iets wat daar buite gaan gebeur. En die kerkraad het dan deur die afkondiging bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Soos ek sê, dit is Kobus, Marie en Frikkie. En so is dit ons voorreg vandag om hulle te kan bevestig in die ampt. En aangesien daar geen wettige besware ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente se kant af dat hierdie 3 persone tot volwaardige bevestiging van die ampt mag geskied. Ek gaan julle 3 vra om so lank vir my vorentoe te kom. Julle kan sommer vir my net hier voor staan. Ekskuus, ek gaan julle nou vra om hier voor te kom staan. Ek wil net julle eers in die oë kan kyk. Julle is as diakens gekies van hierdie gemeente. Julle is geroep om in Christus se diens te staan. En hy is die groot diensknegt. Hy is die een wat die absolute voorbeeld is van wat dit beteken om diensbaar te wees in hierdie wêreld. Die diaken se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowige gevier word. Daar waar Christus en sy kerk bymekaar kom, dit is daar waar julle aan begin. Daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gesamentlike en die gemeentelike lewe. Soos wat ek net nou gesê het, dit stop nie hier nie. Dit gaan van hier af uit.
As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word, en dit is seker die kardinale ding. Daar waar jy help, moet jy Christus verkondig, moet jy die boodskap, die evangelie bring aan mense. En dit is ook julle taak om natuurlik te help met die insameling van dankoffers. Julle is mede-verantwoordelik, en ek dink hierdie is een wat baie diakens baie keer van vergeet. Julle as diakens is mede-verantwoordelik om die gawes wat gegee word, met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestuur. Besef, dit is wat op julle lê. Ek gaan vir julle vra om hier voor te kom staan, dan gaan ek die vraag van daar af lees. So kom staan net hier langs my. En gemeente, lees saam hierdie vraag wat ek nou aan hulle gaan vra, want dit is die vraag wat hulle gaan moet antwoord. Ek gaan eers al 4 vrae deurlees en dan gaan ek julle elkeen 'n geleentheid gee om te antwoord. So besef, dit is julle wat hulle ook moet verantwoordelik hou vir hierdie vraag waarop hulle nou ja gaan sê. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Hierdie 4 vrae. En dan gaan ek julle elkeen vra om te vra wat is jou antwoord hierop. Frik, ek gaan sommer by jou begin. Ja. Ja. Kobus. Wees getrou in julle dienswerk, wees goeie voorgangers vir hierdie hele gemeente. Besef dat hierdie mense wat hier voor jou sit, is die mense wat jy bedien. Dis die mense wat jou gaan help, die mense wat jou verantwoordelik hou. Die mense waarvoor ons ook, en ek is deel van julle ook hierso, waarvoor ons moet gaan bedien, waarvoor ons moet seker maak, hulle kry die woord van God. Besef, dit is wat dit is. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van julle verantwoordelikhede. Stel julle self beskikbaar om toegerus te word as profete, as priesters en as konings van Christus. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U in dankbaarheid, Here. U is die een wat U kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank U dat U ook nou weer mans en vrouens afgesonder het om op 'n besonderse wyse in U gemeente te dien, Here. Ons bid dat U hulle elke dag sal inspireer en sal toerus vir hulle taak. Help ons almal om U stem te hoor, Here, gehoorsaam aan U te wees en dankbaar saam te werk aan die opbou van U gemeente hier in Delmas. Mag alles wat ons doen gebeur slegs tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Amen. Kobus, ek gaan vra dat jy vorentoe kom, dat ons hulle net ten minste geluk sê. Ek het so maak. Baie welkom. Dankie. Geniet dit. Dankie. Marie, baie welkom. Geniet dit. Kobus, baie welkom. Geniet dit. Dankie, julle kan vir my gaan sit weer. Gemeente, ek dink dit is iets wat julle ook moet onthou. Julle as gemeente is nie mense wat aktief nou maar terugsit en nou maar kyk, of onaktief terugsit en kyk wat gebeur nie. Maar as gemeente het julle 'n verantwoordelikheid om almal wat op die kerkraad is, almal wat bedien, en ons almal bedien is veronderstel om te bedien in die Christelike lewe, om mekaar verantwoordelik te hou en te sorg dat ons op die regte pad bly, na in Christus. Dat ons sorg dat ons heeltyd nader en dieper in Christus se liefde kom. Ek gaan vra dat die sangspan so lank vir my na vore toe kom. En ek wil jou graag uitnooi om op te staan en saam hierdie slotlied te sing, want ons gaan saam sing, dit borrel in my. En ek weet dit is eintlik 'n kinderliedjie, maar ek dink dit is so gepas vir hierdie boodskap van vandag. Dit borrel in jou. En besef, God se liefde borrel in jou. God se liefde, daai hitte, dit borrel in jou. So kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam.